Goeiedag en baie welkom. So ons begin nou groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader Here Jesus Christus, sy kosbare Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Here, dankie. Ons staan vanoggend voor U, Here, in opgewondenheid, afwagting om U woord te hoor en te hoor wat sê die Here. Ons bid dat U self U woord bring, Here, anderster gaan hierdie openbaring nie 'n openbaring word nie. Ons dra alles aan U op. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe. Ons loof U, ons dank U, ons prys U. Here, U is God en U sit op die troon. Here, terwyl ons besig was met die vooraf gedeelte, kom ons noem dit die vooraf sang gedeelte, was daar 'n oproep, Here, U weet van Clint en Elsabie, en Here, wat in hierdie uur 'n erge beroerte gehad het. En hier sit ons met 'n man, Here, die man van 'n vrou, wat sy vrou baie lief het, en Here, wat baie bid vir haar, en wat reguit sê, ek is moedeloos, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Dankie, Here, dat ons nie weet wat ek kan doen nie, dan kan U heeltemal oorneem. Hoekom gebeur die goed? Here, dit is die hoeveelste beroerte in 1 jaar, seker die 6ste. Here, nee, ons weet nie, ons het nie antwoorde nie, maar ons hou aan glo. Here, Satan kan probeer, en ja, ons weet nie altyd of dit Satan is nie, en of dit wat dit is nie, maar Here, ek wil vir haar aan U opdra, deur die wonde van Jesus daar genesing. Ek bind elke, Here, elke iets wat in daardie liggaam verkeerd kan gaan, bind ek in die naam van Jesus, en in U autoriteit, Here, wat U sê bind, dit sal uit die hemel uit gebind word en uit die hemel uit ontbind word. Ontbind ons ook genesing en gesondheid en beterskap aan U in hierdie uur. Wees ons genadig. Here, so is daar baie ander mense wat ons nie eens weet wat is die fout nie. Ek dra elke een aan U op. Ja, Here, ons kan staan op die wonde van Jesus, deur die wonde van Jesus daar vir ons genesing, maar Here, in hierdie uur staan ons, Here, U is Jehovah Rapha, die God wat genees. Dit is U naam. Wees ons genadig. Spreek een woord. Here, een woord vir genesing, een woord vir herstel, wat se herstel dit ook al is, Here, een woord vir verlossing, vir bevryding, Here, vir hulle vir wie ons bid. Net een woord, Here. U is groot en magtig. U hou alles in U hand. Spreek een woord in Jesus naam. Dankie, Here. Here, gaan saam met ons. Seën ons in U teenwoordigheid, seën ons in U rykdom in Christus. Seën ons, seën hulle wie so getrou is maand vir maand, Here, aan U met tiendes en hulle offers. Hier is dit
daar die einste Clint en Elsabie, Here, hulle is getrou, U weet elke maand. Seën hulle, seën elke ander een. Here, daar is soveel, dat ek wil nie iemand uitlos nie, daarom U weet wie elke een is, Here, en daardie wat ek nie eens weet wie hulle is nie, seën hulle almal ooreenkomstig U belofte van U woord, dat U vir hulle sal sorg. Maak ons toe met die bloed en spreek self vanoggend met U woord. Spreek U woord self, dat hierdie 'n openbaring kan wees. Here, so 'n groot issue by soveel mense, hierdie onsekerheid oor dit wat U vanoggend wil sê. Gee vir ons sekerheid uit U woord in Jesus naam. Amen en amen en prys die Here. Ons is hierso by Openbaring nog steeds besig. Ons is by het ek net so staan dat ek net kan sien wat daar so staan, die lig val so. Openbaring vers vir vers uitleg. Hoofstuk 4. Nou, voordat ons regtig begin met hoofstuk 4, is hierdie 'n inleiding tot hoofstuk 4, tot die wegraping en daarna. Hierdie is 'n baie belangrike gedeelte, die wegraping en daarna. Hoekom ek sê, dit is 'n baie belangrike gedeelte, want daar is so baie vrae daaroor, daar is soveel mense wat nie daarin glo nie, en daar is soveel stories veral in die laaste tyd, ons weet van wegrapings wat sal gebeur en met tye en allerlei goed, en Here, kom gee vir ons net sekerheid vanoggend, kom sekerheid van U self af. Kom spreek, Here, in Jesus naam, kom spreek self U woord. So, kom ons begin. Die heel eerste vraag natuurlik is, en ek gaan nou eers myself bewonder aan hierdie prentjie, wat ek reg gekry het, met die Here se genade. Daarso, hier is meer as een prent in mekaar ingebring, maar dit het baie mooi uitgekom. Is die wegraping 'n feit of 'n fiksie? Is dit 'n feit? Is dit werklik so iets, of is dit die verstane, die oortuiging van een of ander denominasie? Nou, jy sal sien, nog altyd van my eerste uitsending af, ek is nie gekoppel aan enige denominasie nie. Ek is net gekoppel aan, Here, wat sê U woord? Wat sê U woord? En of hierdie woord teenstrydig is met een of ander denominasie, en of dit saamstem, dit maak nie aan my saak nie. Baie belangriker om te weet, Here, wat sê U? Wat is U idee? Nou, baie mense, hulle voer aan, hulle glo nie in wegraping nie, want daar is nie 'n ding soos die woord wegraping is nie eers in die Bybel nie. So, hulle glo nie daarin nie. En ek het dit al voorheen gesê, maar ek gaan dit weer sê, dis net vir my baie snaaks of baie interessant, dat mense dit kan sê, want hulle glo ook, hulle glo in die Bybel, maar die woord Bybel verskyn ook nie in die Bybel nie. Hoe nou? Wat is wegraping? Waar kom die woord wegraping vandaan? Is daar regtig enige bewys daarvan, of is dit een of ander afleiding, of een of ander wille droom van iemand? Nee, kom ons kyk. Die woord wegraping is in Engels
Die woord wat baie van ons Afrikaners gebruik, is die woord rapture. Rapture. Nou, rapture kom van die Latynse woord rapio. Rapio, rapture. Jy kan sien die verbintenis daarso. En in Grieks is dit van die woord, die Latynse het gekom van die Grieks af, die woord harpazo. Harpazo, jy kan sien na rapture, rapio, harpazo, daar is, jy kan met 'n bietjie verbeelding kan jy by hulle die verbintenis sien daar so aan mekaar. En in al hierdie tale beteken dit wegneem met 'n intensiewe krag of neem met geweld. Dit is uitpluk. Nou, die woord wegraping of dan harpazo of rapio het baie verskillende vorms en waarvan almal in die Bybel voorkom. Regtig, ja. Dit is wat ek altyd sê, ek het dit al hoeveel keer gesê, dit is vir my so jammer dat die Bybel so swak vertaal is. Want daar so 'n ander vorm van harpazo is ook 'n Griekse woord wat ook wegraping beteken, die woord parlambano. Weet jy van daar? Parlambano wat daar gebruik word, is die woord wat gebruik word in Johannes 14 vers 3. Daar so staan, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Kom ek weer vir julle, dan parlambano ek weer vir julle. Kom ek terug. Die Griekse woord vir neem is paralepsomai, wat vanuit die woord paramano ontstaan het, wat beteken met geweld neem. So die Here sê in die oorspronklike woord daarso, ek kom terug en ek gaan julle met 'n geweld neem uit hierdie aarde uit. 'n Ander woord wat gebruik word in die Bybel is apostasia. Nou, apostasia, daar's apostasia, dis die woord wat gebruik word in 2 Tessalonisense 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, die tweede koms, en die mens van sonde, van die Antichrist geopenbaar word. Die seun van die derf, dit is 'n ander naam vir die Antichrist. Nou somewhere in daai sin, in daai vers, kom die woord apostasia, word hy gebruik. Kom ons kyk waar. Nou, boom, wat beteken apostasia? Is afval, om af te val of weg te val van iets af. Right. Nou wil ek net iets sê, apostasia het nou nog 'n manlike en 'n vroulike vorm, maar die manlike vorm is die wat hier in hierdie vers gebruik word, wat beteken om weg te gaan, om te vertrek of om weg te beweeg. Om weg te gaan, weg te beweeg, nie hier te bly nie. Dan
is daar so die woord harpazo wat gebruik word. Harpazo 1 Tessalonisense 4 vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dan het ek vers 17 daar so net bygesit. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons tyd by die Here, so sal ons altyd by die Here wees. En daar is dit baie duidelik, sonder dat ek eers harpazo hoef te verduidelik wat hier gebeur, weggeneem word, op die wolke geneem word, die Here kom op die wolke, prys die Here. Dit is baie duidelik, en ons is nog nie eens halfpad nie, dat hierdie woorde beskryf die wegraping. Dit is woorde wat wegraping beteken, en dit gee net meer beskrywend aan die woord wegraping wat ons gebruik. Omtrent harpazo is die beteken wegvoer of weggevoer word. Right. Maar harpazo kan ook beteken, dis vandaar die Griekse woorde wat meer as een betekenis het, hy beteken ook wegvoer, gryp, om met geweld te neem, om gretig vir jouself te eis, wegruk, uitruk en spreekwoordelik om te red van die gevaar van vernietiging. Dankie Here vir die woord harpazo. Dit sal jy sien, gee vir ons versekering dat ons gered word van die gevaar van vernietiging, gered word van die verdrukking, en nie deur die verdrukking sal gaan nie. Prys die Here. Nou as daar so baie woorde is wat dit kan beteken, en almal beteken basies dieselfde, maar die Griekse taalreël met 'n woord wat meer as een betekenis het, is dat slegs die betekenis wat in akkoord staan met die konteks gebruik word. Hoewel dit baie betekenisse het. So word harpazo 'n paar plekke in die Bybel gebruik ook. Ek gaan net vir jou so kortliks vanaf wys, daar gaan nie lees nie, maar in Matteus 13 vers 9 word harpazo in die sin van wegruk gebruik. In Johannes 6 vers 15 word harpazo gebruik om in die sin van met geweld neem. In Handelinge 8:39 word harpazo gebruik in die sin van met geweld neem tussen ander. Wow. En dan sommer 1, 2, 3 plekke, 2 Korintiërs 12 vers 2, 1 Tessalonisense 4 vers 17, Openbaring 12 vers 5, word harpazo gebruik in die sin van opneem, net opneem, wegneem. Prys die Here. So, dit raak al duideliker en duideliker dat daar is, Here, die woord wegraping net in verskillende vorme. Jammer, dit is nie so vertaal dat die woord uitgekom het nie, maar hier is baie voorbeelde. Daar is ook 'n ander woord, 'n lelike woord, maar goeie betekenis,
is die woord episomnagoge. Episomnagoge. Het in 2 Tessalonisense 2 vers 1 gebruik word. Dis, het klink amper soos 'n gogga. Dis 'n gogga woord, ja. Episomnagoge. Daar so staan, maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus en ons vereniging met hom. Ons episagoge met hom. Nou, op die episagoge beteken, net soos wat hy daar so staan, is nie te sleg vertaal nie. Dit beteken verenig en vergader. Ja, wat kan ek nog sê? Dan is daar so ook nog die woord, die volgende een, hy is daarom nie te lelik nie, of te moeilik nie. Alasso. Alasso is die woord wat in 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 gebruik word. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein, want die bassein sal weer klank en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Nou, alasso daarso beteken, sy betekenis is verander en transformeer en dit beteken ook herskep word. Dit is wat daar staan. Die laaste bassein sal ons herskep word. Die probleem is, mense weet nie wanneer is nou die laaste bassein en daardie nie, en dan word die wederkoms wat daar genoem word en die koms van die Here op die wolke, dit word vermeng, dit word gesien as dieselfde ding en dit is 2 absolute verskillende goed. Maar dit gaan die Here ook nog vanoggend vir jou die verskille wys. Dan 'n ander woord is Roamai. Roamai is die woord wat in 1 Tessalonisense 1 vers 10 gebruik word. En sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het. Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Nou, wat beteken Roamai? Dit beteken verlos of red. Die Here gaan ons red van hierdie verdrukking. En as jy net bietjie dink, dan lees ons aan en na die verdrukking, dan keer die Here terug. Om hierdie, dan kom ons daar by die slag van Armageddon, en dan is daar spots, maar dan kom die Here terug, saam met die in wit gekleed, die gereddes. So, somewhere is hulle verlos en gered van hierdie verdrukking, want na die verdrukking kom hulle weer terug, saam met die Here, almal op wit perde. Begin net bietjie sin maak, ons glo so. Ek vertrou die Here. So, ek dink, uit net die voorbeelde van die verskillende vorme van wegraping, die woord wat vir wegraping gebruik word, wat die Here aangehaal het, kan daar so regtig met sekerheid aanvaar word,
dat die wegraping is nie 'n denominasie, afleiding of oortuiging nie, maar dit is 'n werklikheid wat in die woord staan. Amen. Right. Dan tweedens is dit hierdie ding wat die meeste deur mekaar maak, is die tweede koms van die Here, die wederkoms en die wegraping. Mense sien dit as een, mense ken nie die verskil tussen die twee nie, en wow, in die Here se genade kan ek dit met jou deel, en ek gaan dit 17 verskille vir jou meedeel vanoggend. Die eerste ene is die verskil tussen wegraping. Die wegraping, Jesus kom vir sy kerk, soos wat dit in die Bybel staan, Johannes 14 vers 1 tot 3, 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 17, en daarin teen is die tweede koms, die wederkoms. Jesus kom met sy kerk. Aha, sien jy? As 'n verskil. Jesus kom vir sy kerk, en die ander een praat van Jesus kom met sy kerk. En as jy sien kerk, is dit nie kerk nie, dis nou hierdie kerk of hierdie denominasie of dit nie, dit is gereddes. Right. Kolossense hoofstuk 3 vers 4, Sagaria 14 vers 5, Judas vers 14 en Openbaring hoofstuk 19 vers 4. Wat staan net die kant? Oei nou. Die rug is nie van 'n ou man. As ek bid, is dit eina. Verskil tussen wegraping en die wederkoms, of die tweede koms. Kom ons noem dit maar tweede koms dan. Met die wegraping word opgeneem, die gereddes word opgeneem met hom in die lig. Hy ontvang hulle in die lig. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Met die wederkoms, die klem daarso is in die lig. Jesus se voete raak niks nie, hy bly op die wolke in die lig. Met die tweede koms, met die wederkoms, dan bly hy nie in die lig nie, dan raak sy voete die aarde. Hy staan met sy voete op die Olyfberg. Die Olyfberg split in twee, en dan kom die Here om hierdie nasies, die heidene nasies te kom oordeel. En Sagaria 14 vers 4. So dit is duidelik twee verskillende gebeurtenisse. Die een kom die Here, en hy kom haal, en hy neem hulle op, en hy bly in die lig, op die wolke. En die ander ene, daar raak hy kom staan op die aarde. Twee verskillende gebeurtenisse. Soos by die derde ene. Met die wegraping word die Christene of die gereddes eerste geneem. Die ongelowiges word agtergelaat. Die ongereddes, die wie nie sy bruid is nie. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Met die wederkoms of die tweede koms, die goddeloses word eerste geneem, die regverdiges word agtergelaat. Oepsie. Right. Ek wil net sien daar so, ek dink dalk 'n sinnetjie daar weggeraak. Laat ek net kyk, waar is my notuitjies? Ja, Matteus 13 vers 28 tot 30 het weggeraak daar. Ek dink hy lê onder toe. So,
met die wegraping word sy bruid, ek noem hulle die Christene, die werklike Christene, wie gevul is met die gees van die Here weergebore is, word opgeneem. Die ongelowiges, die heidene, hulle word agtergelaat. Dan met die tweede koms, die goddeloses word geneem. En die regverdiges, wat 'n regverdig is? Die regverdiges van die verdrukking. Hulle wat in die verdrukking bly staan het, wat nie die nommer geneem het nie, wat staande gebly het in die verdrukking, hulle word agtergelaat. So, groot verskil. Die volgende verskil tussen die twee is, met die wegraping, die doel, hierso is dit van die vorige versie, om die kerk aan homself en aan die Vader te oorhandig. Met die wegraping kom Jesus om die kerk wat sy bruid is, aan homself en aan sy Vader te oorhandig. 2 Korintiërs 11 vers 2, Openbaring 19 vers 6 tot 9. En die tweede koms, die wederkoms, om oordeel op die aarde uit te voer en om sy koninkryk op te stel. Hy kom om sy koninkryk op te stel. Wat 'n koninkryk? Die koninkryk wat 1000 jaar van vrede ryk gaan wees op die aarde. Judas 14 vers 14 en 15, Openbaring 19 vers 11 tot 21 en Sagaria 14 vers 3 en 4. Right. Is daar nog, daar moet nog daar wees, ek het nog nie by 17 keer gedruk nie. Die wegraping. Met die wegraping, hulle word weggeraak, daar volg 'n bruilof. 'n bruilof van die lam in die hemel. Met die wederkoms van 'n bruilof af na 'n oorlog. Sien jy, dit is twee verskillende gebeurtenisse. Die Here kom en hy kom haal sy bruid vir die bruilof. Dan kom hy met die wederkoms terug, sy tweede koms, en hy kom om oorlog op die aarde te kom maak, saam met sy bruid. Almal op bidperkies. Amen. Kyk. Volgende. Die wegraping vind plaas in 'n oogwink. Ons lees dit 'n hele paar plekke in die Bybel. Te vinnig vir die oog om waar te neem. 1 Korintiërs 15 vers 52. En die tweede koms van die Here, wanneer hy kom met die wederkoms, dan is daar so, hierso, sien jy het dit al gelees, hierso in 'n oogwind weg. Nou, wanneer gebeur dit, as dit dan met die tweede wederkoms is? Want die wederkoms staan as en almal, elke oog sal die Here sien. So, duidelik is dit nie dieselfde gebeurtenis nie, want iewerste is dit in 'n oogwink, soos 'n dief in die nag, vinnig, boeps, waps, weg. En in die volgende ene, hier kom die Here dan nou, maar ons verwar die twee, dit maak ons dan nou nie sin nie. Dit is 'n stadige terugkoms wat almal sal sien, elke oog. Sagaria 12 vers 10, Matteus 28 vers 30, Openbaring 1 vers 7. Die wegraping, slegs die uitverkorenes sal Jesus sien, niemand anderste nie. 1 Johannes 3 vers 2, 1 Korintiërs 15 52. Slegs hulle wat opgeneem word, hulle wat die
uitverkorenes is hulle wat die bruid van Jesus is, net hulle sal hom sien. Niemand anderste nie. Die tweede koms, ek het dit nou net gesê, het klink of ek my herhaal, maar ek moet dit vir jou wys. Hierso, elke oog sal hom sien, Openbaring 1 vers 7. En elkeen sal hom erken as die Here. Halleluja. Dan wegraping. Jesus daal neer met 'n basuin wat geblaas word. 1 Tessalonisense 4 vers 16. Met die wederkoms word daar geen klank genoem nie. Openbaring 19 vers 11 tot 21, daar lees ons van die wederkoms. Die Here kom op die aarde, elke oog gaan hom sien, en maar daar is nie 'n aankondiging nie. Wat vir my sin maak, die Here hoef dit nie aan te kondig nie. As hy kom en in sy grootheid en sy heerlikheid en met sy bruid, ek glo nie dit het 'n aankondiging nodig nie. Almal gaan dit sien en almal gaan dit weet. Okay. Wegraping. 'n Interessante punt hierdie, maar baie belangrike punt. 'n Opstanding vind plaas. Die opstanding van die gelowiges se liggame, die gereddes wat reeds dood is, wie se liggame in die grafte is. Daar's 'n opstanding van hulle, en hulle gaan hulle verheerlikte liggame ontvang. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54. Met die wederkoms is daar geen opstanding wat genoem word in die Bybel nie, met die wederkoms nie. Openbaring 1 vers 7, Openbaring 19 vers 11 tot 21, Sagaria 12 vers 10, Sagaria 14 vers 4 en 5. Geen opstanding nie, want hulle het klaar opgestaan met die wegraping. Daar's niks meer en niemand verder om op te staan nie. Maak soveel sin. Dankie Here. Jy maak dit nog vir ons maklik om te verstaan ook. Halleluja. Die wegraping. Die tyd van vervulling is onbekend en dit kan enige tyd plaasvind. Selfs Jesus, die seun wie terugkom, hy weet self nie die tyd nie, of die dag of die uur nie. Openbaring 3 vers 3, 1 Tessalonisense 5 vers 4 tot 6. So, moenie ooit as iemand weer iets sê van die Here kom op daai dag, dan sê jy werklik die tyd en vervulling is onbekend. Maar met die wederkoms, met die tweede koms van die Here, is die tyd nie onbekend nie. Het kan op die dag uitgewerk word. Het vind plaas 7 jaar nadat die vervolgingsperiode begin. Hoe lank is die vervolging? 7 jaar. Dit is 42 maande. Dit is 1260 dae word gepraat van in Openbaring, van die Antichrist se oorname hier op die aarde. Word ook bevestig in Daniël 9 vers 24-27, Matteus 24, 29 tot 30, 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 8. 7 jaar, 1260 dae later, presies weet ons,
die tyd. Dit kan op die uur, op die dag uitgewerk word wanneer die wederkoms sal wees, nadat die wegraping plaasgevind het. Right, wat het ons nog hierso? Met die wegraping, baie belangrik, geen engele word uitgestuur nie. Die engele is net teenwoordig saam met Jesus. Hulle kom net saam met hom, hulle almal is in die lig. Met die wederkoms, baie belangrik, heeltemal 'n verskil. Die engele word vooruitgestuur om die mens vir die oordeelsdag bymekaar te maak. Matteus 13 vers 39 en 41, 49, Matteus 24 vers 31, Matteus 25 vers 31, 2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 10. Met die wegraping, die gees van die ontsnapenis in Christus keer terug met Jesus om hul verheerlike liggame te ontvang. 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 16. Met die tweede koms of die wederkoms, Christene, die bruid, keer terug saam met Jesus. Daar gaan hulle en hier kom hulle. Met reeds verheerlikte liggame en hulle ry op wit perde. Openbaring 19 vers 11 tot 21. En die een staan hulle op om hulle liggame, die verheerlikte liggame te ontvang, en die ander ene kom hulle terug met verheerlikte liggame. Wegraping. Jesus kom op die wolke. Hy keer nie terug op 'n wit perd nie. Tweede koms, die wederkoms, Jesus keer terug op 'n wit perd, heel voor. Amen. Duidelik twee verskillende gebeurtenisse. Wegraping is slegs vir hulle in Christus, genoem die kerk in die Nuwe Testament of in hierdie briewe. 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 17, met die wederkoms keer die Here terug vir die verloste Israel en vir die heidene om hulle bymekaar te maak. Romeine 11 25 tot 27, Matteus 25 31 tot 46. Daar sê. Boom. Met die wegraping 'n boodskap van hoop en troos. 1 Tessalonisense 4 vers 18, Titus 2 vers 13, 1 Johannes 3 vers 3. Die wederkoms het net 'n boodskap van oordeel. Die Here kom en hy kom oordeel, kom maak oorlog op die aarde teen hierdie heidene, die heidene nasies wat agtergebly het met die wegraping. Joël 3 vers 12 tot 16, Openbaring 19 vers 11 tot 21, Maleagi 4 vers 5. Die wegraping. Met die wegraping word Satan nie opgesluit nie. Die Here kom haal net sy bruid. Openbaring 13 vers 2. Met die tweede koms word Satan toegesluit vir 1000 jaar. Openbaring 20 vers 3. Na 1000 jaar word hy net vir 'n klein rukkie losgelaat. En dan kom hulle oordeel. Net wil ek dit noem daar, want dit bring ook baie verwarring by mense.
Dan met die wegraping is daar geen tekens dat die wegraping gaan plaasvind nie. 2 Petrus 3 vers 10. Met die wederkoms is daar baie tekens op die aarde dat die tweede koms wat die tweede koms vooraf gaan. Matteus 24 vers 24. Ekskuus. So, daar het ons dit, ek dink is, ja, dit is 17 verskille tussen die twee. Nou, net vir interessantheid ook, die woord kerk word in hoofstuk 1, 2 en 3 22 keer genoem. 22 keer in die eerste 3 hoofstukke genoem, terwyl die kerk, die liggaam van Christus, nog op die aarde is. Dan word hy van daarop, van hoofstuk 4 af, tot en met hoofstuk 19 vers 11, nie een keer weer genoem nie. Wow. Hoekom? Want hy is nie meer op die aarde nie. Dood eenvoudig, hy is in die hemel met die wegraping weggeneem, uitgehaal, tussen uitgehaal, al daardie woorde wat ons gesien het, en in die hemel. En jy sal sien van hoofstuk 4 af tot by hoofstuk 19 tot voor vers 11 dat as daar iets gebeur en dis 'n oordeel wat hier op die aarde plaasvind, die Here, daar word 'n bak of 'n skaal uitgegooi op die aarde, dan staar 'n engel wat sê kom en kyk. Dan kyk hulle uit die hemel uit wat op die aarde gebeur. Daar is nie 'n manier dat duidelik dat hierdie, daar is mense, dis waarom ek sê, daar is nie 'n manier nie, dat hierdie, wat baie mense verkondig, ja, maar die bruid moet deur hierdie louteringstydperk gaan. Nee, ons is gelouter, ons is skoon, ons is gered in Jesus bloed, ons is gevul met sy gees, ons wag vir die Here om ons te kom haal. Hoe kan jy deur dit gaan as jy vanuit die hemel uit neerkyk op wat op die aarde gebeur? Dit is vals lering daardie. Ek weet nie hoe ander mense die woord terugkeer vertolk nie. Hoor hierso, kom gou terug. Waarvandaan af, ek is al nog die hele tyd hier. Terugkeer is vir my om te kan terugkeer na hier waar ek nou staan. Moet ek, kan jy my nou sien? Nee, want ek het weggeloop, ek moet nou terugkeer. Hier het ek teruggekeer. Ek kan nie hier staan en, hoor hierso, ek moet nog terugkeer. Nee, ek is hier. Terugkeer is dood eenvoudig. Ek moet weggaan om terug te kom. Ek kan dit nie eenvoudiger beskryf as dit nie. In 1 Johannes 3 vers 2 staan daar: Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons sal sien soos hy is. Ons sal wegwees en ons sal sien soos wat hy is. Ons is nog nie seker wat is hier die verheerliking nie, want niemand van ons weet wat is verheerliking nie. Maar die woord sê, ons sal verheerlik wees, en dit is al wat ek kan belangstel. Dit is wat die woord sê. Wat hierdie heerlikheid behels, ons is nog nie
seker nie hierdie versie gesê nie, maar ons weet dit. Amen. Daar staan ook in 1 Korintiërs 15 vers 52. In 'n oomblik, in 'n oogwink, en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. In 'n oogwink. In 'n oogwink. Zoom, is ek weg en ek kom stadig terug. Dit is wat die Here sê. Nou, dit is die verskil tussen die wegraping en die wederkoms. Ek dink die Here, dankie Here vir u genade, dankie vir openbaring, dankie vir tyd saam met u en dankie dat ek dit kan deel met u bruid. Maar ek moet ook vir jou sê, ek moet 'n waarskuwing vir jou gee. Die vyand Satan, nie dink hy is nou stupid en hy sit en hy weet nie wat aangaan nie. Hy is net so bewus daarvan, weet ook nie wanneer dit is wanneer die Here gaan kom nie, die tyd of die dag of nie, niemand weet nie. Maar hy weet, net soos wat ek en jy weet, as ons kyk na die tekens van die tye, dan weet hy ook dat die koms van die Here wat as hy bruid kom haal, die wegraping is baie, baie naby. En dis daarom is hy al vir 'n geruime tyd, al vir jare, en dit raak net meer en meer. Jy kan nie eens meer jy kan nie 'n televisie aansit nie of goeters. Jy moet so oppas vir wat jy sien, want Satan is besig om die wêreld in sy guns te kondisioneer. En 'n mens sien net meer en meer en meer stories en films en selfs advertensies oor hierdie allerhande vreeslikste goed, vreemde wesens uit die ruimte uit, aliens. Daar is daar maar, hoor jy, ek het nog nooit so baie snert gesien as jy iets aansit, is dit. Dit gaan binne 5 minute gaan daai iets wees van groot drake, goed wat verskyn, wat gedoen word. So, Satan print dit in ons koppe in van aliens en wat mense wegvat, sodat wanneer die wegraping gebeur, hy hierdie mense wat agtergebly het, hulle nog steeds nie sal wil besef dat ons het agtergebly omdat ons Here nie gered is nie. Dan sal die storie kom van die aliens het in hierdie nuwe wêreld wat geskep is, van hierdie fantastiese wêreld, het hulle die slegtes, die Christene kom verwyder, die aliens. Hulle is nie, moenie julle geworried wees nie, moenie sleg voel nie, hulle is gaan glad nie hemel toe nie. Die aliens het hulle kom verwyder, want hulle is sleg. Dit is wat Satan gaan besig is om te doen, om ons te kondisioneer daarvoor, en die ergste is, die mense gaan dit glo, net soos hulle vandag enige ander snert wat Satan hulle wys maak, glo, oor menseregte en al sulke goed. Ander ding is, baie mense is regtig angsbevange dat hierdie eindtyd moet aanbreek, want dan gaan die kerk vervolg word, of hulle vervolg word en die Christene vervolg word. Ja, daar gaan 'n tyd kom, die wat in Christus nog steeds wil staan, wat nie gegaan het saam met die Here nie, wat die verkeerde plek gestaan het toe die Here gekom het, hulle sal vervolg word. Maar nie hy en sy wat volhard het en Here wat op die regte plek gestaan het, wat u verwag het nie. Hulle sal, ek sê, want daar gaan hulle, in 'n oogwink, sal hulle weggeneem word
uit hierdie gemors uit, voordat die gemors begin. Amen. So, dit is nie iets vreesbevange nie, dit is iets om vooruit te sien. Die Here gaan ons kom haal. Dit is ook baie duidelik, die Here het ons vir ons daarso tot gesê 42 maande, 7 jaar, tot die dae gesê, die 2 is 7 jaar uit mekaar uit. En net, ek moet dit vir die laaste keer sê, angswekkend vir die godsdienstige kerk wat agterbly en die godsdienstige kerkganger wat agterbly. Maar 'n salige tyd, Here, om te sien hoe U Satan en sy werke reg sien, om dit uit die hemel uit te aanskou. Regtig 'n salige tydperk. En dit is die inleiding. So volgende keer van Woensdag af sal ons na die verse kyk en vers vir vers bekyk. Hierdie baie belangrik, want vers 1 gaan oor die wegraping, wat die hemel het oopgegaan en die Here het gesê, kom op hierheen, daar gaan hulle. En dat jy dit kan verstaan en kan sien, okay, dit is hierdie en hierdie, ek het die verskil tussen die twee gesien, ek weet die verskil, ek is nou nie gekonfyd daarin nie, maar ek weet, dit is twee verskillende gebeurtenisse. Want as jy dit nie verstaan nie, dan gaan goed soos Openbaring 4 vers 1 en baie goed daarna, en die wederkoms wat dan plaasvind, dan gaan dit nie vir jou sin maak nie, en dit gaan botsend wees die hele tyd. So prys die Here, dankie Here vir die openbaring. Kom ons sluit die oë. Vader, ons dankie in Jesus naam. Here, ek staan klein en nederig voor U. Ek sê dankie, 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 dankie Here, dat U hierdie grootste woord van U en hierdie grootste gebeurtenis wat daar ooit sal wees, dat U dit deel en openbaar aan iemand, Here, mikroskopies klein en nietig voor U. Dankie vir U genade om dit met my te deel. Dankie dat ek dit kan deel. Gee mense versekering in Jesus naam. En spreek met ons verder. Ons is opgewonde om die res van U woord te hoor. Amen en amen en prys die Here. Tot volgende keer wil ek vir jou sê, geniet die Here se woord, geniet die Here, geniet dit, die vervulling, die blydskap van redding en die Here se seën. Yerekhogeta Adonai dishmarecha, ya Adonai pawani lecha wechokonekta, Yesa Adonai pawani lecha we asem lecha, shalom. Dit beteken die Here sê jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, jou ophef tot by hom, in hom, in jou hand, sy hand hou en aan jou vrede gee. Amen en amen. Tot volgende keer. Shalom, vrede.